Goeiemôre gemeente. Nee, daar's meer as mense as dit. Môre. Daar sy. Welkom by ons erediens by die Kerssangdiens van 2025. Ja vriende, dit is vir ons 'n opwinding. Die kindertjies wat almal hier voor ook sit, gaan net nou ook so ietsie doen. En dan natuurlik die koor wat hier voor sit en Hentie op die orgel en al die voorlesers. Ons wil vir julle almal sommer by voorbeeld dankie sê. En dan vriende het ons 'n gas ingevoer, Byron is op die, wat noem jy dit, 'n trom. Is nie 'n drom nie. Wat? 'n stetta. 'n snydram. Moet ek nou weet wat dit is. Ja, maar dit is vir ons lekker Byron dat jy hier by ons vanoggend kuier en hy help ons lekker uit ook en julle gaan net nou lekker hoor. Hy hou nogal vir ons die koor die ritme dat ons die ritme kan volhou. Maar hoe dit ook al sy vriende, natuurlik gaan vanmôre net oor een saak en dit is vanoggend is eintlik ons dankie sê dag. 'n dankie sê dag wat ons vir die Here wil dankie kom sê vir die jaar. Wat hy vir ons so wonderlik kom seën het, dat ons 'n baie ongelooflike goeie jaar gehad het, en dat ons ook dan na die erediens as ons vir die Here gedank het, om vir julle dankie te sê, en daaroor dan ook die lekker ete na die tyd. Dit is altyd lekker om te kan gee, maar is nog lekkerder om te kan sê, dankie. Ons waardeer elke een van julle. Maar ja, voordat ons dan nou oorgaan soontoe, gaan ek vra dat ons net so sal bly sit, kom ons maak ons oë toe, dan dra ons hierdie oggend op aan die Here. Die Here sal daarom self vir julle 'n teken gee. 'n Jong vrou sal swanger word en 'n seun in die wêreld bring, en sy sal hom Immanuel noem. Genade, barmhartigheid en vrede vir julle, van God ons Vader, die liefde van sy Seun, Jesus Christus, deur die kragtige werk van die Heilige Gees. Amen. Gemeente, dis hoe dit gaan werk. Die hele program gaan vanoggend op die bord verskyn. Daar's geen verdere aankondigings as ek hier afklim nie. Julle gaan sien wanneer gaan julle moet sit, julle sal sien wanneer julle moet staan, en julle sal sien wanneer wat gebeur, so julle gaan net lekker rustig terugsit of staan wanneer dit so gevra word. Kom ons geniet die erediens, daar's genoeg sang vir julle ook as gemeente, om vanoggend al die kersliedere waarvoor ons so lief is, vanmôre ook weer te kan sing. So ek gaan vra dat die koor vorentoe kom. En dan sonder enige aankondiging verder, wanneer die musiekorrel, wanneer die orgel en die instrumente reg is, dan begin ons met ons erediens.
Waar's al die kindertjies? Kom sit gou hier voor by my. Daar is hy. Laat ek gou vir julle 'n mooi, ware verhaal vertel. Weet julle waaroor gaan Kersfees? Daar is hy. Ja, Keiler? Die 20 Mei. Ja, 25 Desember is Kersfees, nê? Nou wat doen ons op Kersdag? Wat vier ons op Kersfees? Wie van julle kleintjies kan sê? Ons steek die boom, ons sit die boom goed aan. Okay, so daar's ons 'n boompie met 'n geskenkie, maar wat doen ons op Kersfees? Wie se verjaarsdag vier ons op Kersfees? Jesus. Okay. Nou kom ek vertel vir julle wat het gebeur. Daar was 'n vroutjie, haar naam was Maria. Onthou jy het julle al gehoor van Maria? Maria was baie hoog swanger, sy het haar babietjie amper gehad en toe moes hulle Bethlehem toe gaan. Want die keiser van daai tyd, keiser Augustus, het gesê daar moet 'n volkstelling wees. Dis 'n groot woord wat beteken almal in die hele volk moes getel word. So as julle in daai tyd geleef het, moes julle ook getel gewees het. Hulle moes ook gesê het 1, 2, 3, 4, 5. Nou toe Josef en Maria in Bethlehem kom, toe kon sy nie meer langer uithou nie. En toe sit al laat in die aand, wie van julle het gisteraan die rugby gekyk? Julle tot laat wakker gebly. Nou dit is wat gebeur het. Hulle het so laat daar aangekom dat dit al na 12 uur in die aand was en daar was nêrens meer slaapplek nie. En toe gaan hulle na 'n herberg toe. En toe is daar 'n oom wat vir hulle sê, hy het nog plek in sy stal, maar dis die enigste plek wat hy oor het. En toe gaan Maria en Josef na die stal toe, en toe vat hulle 'n krib. Weet julle wat is 'n krib? Weet julle wat is 'n krib? Ja, Andre? Dis 'n bak waar, nee, ja, dis 'n bak waar die diere eet, of wanneer hulle water daai drink, nee. Nou agter ons is daar so 'n houtkrat waarin daar 'n baba poppie lê. Nou dis amper hoe 'n krib sou gelyk het. En toe het hulle die krib gevat en hulle het hooi in die krib gesit en toe word Jesus gebore. En nadat hy gebore is, toe kry hulle besoekers. Nou wie van julle onthou wie het vir Jesus as babietjie daar kom besoek? Keiler? Kan julle onthou, daar was 2 groepe mense wat Jesus kom besoek het. Kom ek gee vir julle 'n klou. Nee, nie skape nie. Wie pas die skape op? Ja, Jesus pas die skape op, maar wie het vir Jesus kom kuier? Wie pas die skape in die veld op? Nathan? Nee, David is lankal nie meer daar gewees nie. Nee, julle die skaapwagters. Ouers, julle moet vir julle kinders die Kersverhaal vertel. Ek weet, jy ken dit, Henry. Ouers, julle moet vir julle kinders die Kersverhaal leer. En daar was nog 'n groep mense. Hulle het op kamele gery en hulle het vir Jesus geskenke gebring. Kom ek gee julle 'n klou. Hulle is nogal baie slim. Die wyse manne. Dankie, Keiler. Jy het op die laaste ingekom. Die wyse manne het ook vir Jesus kom kuier. En weet julle wat het ook gebeur? Daar was 'n engel. Het julle gesien hoe lyk 'n engel? Het julle al gesien hoe lyk 'n engel? Engel is baie groot mense, nê? Maar baie van hulle het vlerke en baie van hulle het nie vlerke nie, maar hierdie engel, sy naam was Gabriël, en hy het vir Josef en vir Maria kom sê, julle moet Egipte toe hardloop, want daar's 'n slegte koning, sy naam is Herodes, en hy wil nou al die babietjies doodmaak. Dis lelik, nê? En toe hardloop hulle Egipte toe, en toe het hulle 2 jaar later weer teruggekom. Dit is hoekom ons Kersfees vier, julle. Hoekom vier ons Kersfees? Wie is vir ons gebore? Jesus. Jesus is vir ons gebore. En in wie glo ons om hemel toe te kan gaan? In Jesus. Ja. En dit beteken dat toe hy gebore is in hierdie wêreld, het die heil vir die wêreld aangebreek.
groot woord wat beteken, daar het vrede gekom. Die Here hou vir ons vas in sy hand. Nou julle gaan nou saam met Tannie Retsie uitbeweeg buite toe, onthou ons sing 2 liedjies, nee. En dan gaan julle net nou weer saam met haar terugkom, so. Retsie, julle kan gaan.
Grootkinders, staan julle hier agter? In die 6de maand van Elisabeth se swangerskap het God die engel Gabriël gestuur na 'n maagd in Nasaret, in 'n dorp in Galilea. Sy was verloof aan Josef, 'n man uit die geslag van Dawid. Die naam van die maagd was Maria. Toe die engel by haar kom, sê hy: "Ek groet jou, begenadigde. Die Here is by jou." Sy was verbuister oor die woorde en het gewonder wat die begroeting tog kon beteken. Die engel sê toe vir haar: "Moenie bang wees nie, Maria, want God wys genade aan jou. Jy sal swanger word en 'n seun in die wêreld bring, en jy moet hom die naam Jesus gee. Hy sal groot wees en die seun van die Allerhoogste genoem word. Die Here God sal hom die troon van sy voorvader Dawid gee, en hy sal as koning oor die nageslag van Jakob heers tot in ewigheid. Aan sy koningskap sal daar geen einde wees nie." Maar Maria sê vir die engel: "Hoe is iets so moontlik, aangesien ek nog nooit omgang met 'n man gehad het nie?" Die engel antwoord haar: "Die Heilige Gees sal oor jou kom, en die krag van die Allerhoogste sal die lewe in jou wek. Daarom sal die een wat gebore word, die Heilige genoem word, die Seun van God. Kyk, 'n bloedverwant van jou, Elisabeth, het in haar ouderdom self ook 'n seun ontvang.
en sy was wat as onvrugbaar bekend was, is nou al in haar 6de maand. Niks is vir God onmoontlik nie. Maria sê toe, ek is tot beskikking van die Here. Laat met my gebeur wat u gesê het. Toe het die engel van haar af weggegaan. O holy night, the stars are brightly shining. It is the night of our dear Saviour's birth. Long lay the world in sin and error pining, till he appeared and the soul felt its worth. A thrill of hope, the weary world rejoices, for yonder breaks a new and glorious morn. Fall on your knees, O hear the angel voices, O night divine, O night when Christ was born. O night divine, O night divine. Truly he taught us to love one another. He is love and his gospel is peace. Chains shall he break, for the slave is our brother, and in his name all oppression shall cease. Sing hymns of joy, a grateful chorus raise we, let all within us praise his holy name. Christ is the Lord, oh praise his name forever, O night divine, O night when Christ was born. O night divine, O night divine. O night divine. Praise on
Die geboorte van Jesus. In daardie tyd het keiser Augustus 'n bevel uitgevaardig dat 'n volkstelling in die hele ryk gehou moet word. Hierdie eerste volkstelling het plaasgevind toe Cyrenius goewerneur was in die provinsie Sirië. Almal het gegaan om hulle te laat inskryf, elkeen na sy eie stad toe. Ook Josef het gegaan. Hy het dit van die dorp Nasaret in Galilea na Judea toe gegaan, na Bethlehem, die stad van Dawid, omdat hy tot die huis en geslag van Dawid behoort het. Maria, sy verloofde, wat swanger was, het saamgegaan om ingeskryf te word. Terwyl hulle daar was, het die tyd gekom dat haar kind gebore moes word. Sy het haar eersteling seun in die wêreld gebring en hom in doeke toegedraai en in 'n krib neergelê, omdat daar vir hulle geen plek in die herberg was nie. Skaapwagters in daardie omgewing wat in die oop veld gebly en die nag oor hulle skape wag gehou het. Met een staan daar 'n engel van die Here by hulle, en die heerlikheid van die Here het rondom hulle geskyn. Hulle het baie groot geskrik. Toe sê die engel vir hulle: "Moenie bang wees nie, want kyk, ek bring vir julle 'n goeie tyding van groot blydskap wat vir die hele volk bestem is. Vandag is daar vir julle in die stad van Dawid die Verlosser gebore, Christus die Here. En dit is vir julle die teken. Julle sal 'n kindjie vind wat in doeke toegedraai is en in 'n krib lê."
Skielik staan daar saam met die engel 'n menigte engel uit die hemel, wat God prys en sê, eer aan God in die hoogste hemel, en vrede op aarde vir die mense in wie hy 'n welbehae het. Nadat die engele van hulle al weggegaan het na die hemel toe, sê die skaapwagters vir mekaar, kom ons gaan reguit Bethlehem toe om te sien wat gebeur het, soos die Here dit aan ons bekend gemaak het. Hulle gaan toe hastig daarheen en kry vir Maria en Josef en die kindjie wat in die krib lê. Toe hulle hom sien, het hulle vertel oor hierdie kindjie aan hulle gesê is. Almal wat dit gehoor het, was verwonderd oor wat die skaapwagters hulle vertel het. Maria het alles wat gesê is onthou en telkens weer by haarself daaroor nagedink. Die skaapwagters het toe teruggegaan terwyl hulle God loof en prys oor alles wat hulle gehoor en gesien het. Dit was alles net soos dit vir hulle gesê is. Stay
Daar het destyds 'n man met die naam Simeon in Jerusalem gewoon. Hy was getrou aan die wet en vroom en het uitgesien na die koms van die verlosser van Israel. Die Heilige Gees was op Simeon en het aan hom bekend gemaak dat hy nie sou sterwe voordat hy die gesalfde van die Here gesien het nie. Deur die Gees gelei het hy opgegaan na die tempel toe. Toe die ouers die kindjie Jesus bring om vir hom die gebruikelike bepaling van die wet na te kom, het Simeon hom in sy arms geneem en God geprys en gesê: Here, laat u dienaar nou in vrede gaan volgens u woord, omdat my oë u verlossing gesien het, wat u gereed gemaak het voor die oë van al die volke, 'n lig tot verligting van die nasies en tot eer van u volk Israel. Wie sou kon dink dat eeue terug, soos die profete sê, in Bethlehem 'n kind sou kom, wat in 'n krib sou lê. En wie sou kon dink dat hierdie kind, Maria en Josef se seun, die sonde van hierdie wêreld op homself sou neem. En wie sou kon glo dat hierdie kind, wat lag en speel en sing, vir al sy maatjies in die buurt en vir ons die lig sou bring. En wie sou kon droom dat hierdie kind die wonder laat gebeur, dat dooies opstaan en dowes hoor en sondaars al bekeer. En wie sou kon raai dat hierdie kind vir 'n wêreld se pyn en nood as verlosser aan 'n kruis sou sterf en opstaan uit die dood. En ek weet het gewis, dat hierdie kind die redder is. En ek glo dit gewis, dat hierdie kind ons hoop en redding is. Soos die jare kom en gaan, sedert daardie dag, soek die mensheid steeds na lig, nog nooit was dit so nag. Volke veg teen volke, een broer teen 'n ander, wit teen swart en swart teen wit, dit het nog nooit verander. En soveel mense wêreldwyd leef steeds in hongersnood, en atoombomme en vigs en aborsies maak miljoene mense dood. En die dwaasheid van die mensheid
word die wysheid van die Heer en strome vol besoedeling vernietig die natuur. Maar te midde van al hierdie chaos, wat ons glad nie meer kan keer, weet my hart verseker, hierdie kind kom weer. En ek weet het gewis, dat hierdie kind die redder is. En ek glo dit gewis, dat hierdie kind ons hoop en redding is. Wie sou kon dink dat hierdie kind die eendag terug sal keer, om as regter te kom oordeel en as koning te regeer. Verstaan jy nou, hoe kan jy sien wie hierdie kindjie is? Dat hy die regter, die enigste Heer vir die wêreld is.
Dankie Here Jesus dat ons vanmôre op 'n ander manier vir U kon eer en kon loof en prys. Maar dat ons ook weer vanmôre die kans het om terug te gee van onsself en te kom bid en vra dat U dit ook weer sal gebruik soos U wil en goeddink, maar ook om die koninkryk uit te brei. Dankie Here dat ons hierdie dankoffer mag U opdra aan U. Ons vra en bid dat U dit ryklik sal seën. In Jesus naam. Amen. Dankie julle. Goed gemeente, ons is nou so te sê amper klaar. Ek wil net gou met U die afkondigings doen. Keiler, hardloop gou hier na my toe asseblief, so lank. Kyk of jy 'n groot opdrag kan uitvoer. Goed vriende, die gesondheid van oom Ben van Eden, is nou by die huis, maar dit gaan met hom baie sleg, hy's maar baie swak, so bid asseblief vir hulle. Tannie Ilse van die Westhuizen, sy het gisterand weer late terugdraai gehad, sy is weer opgeneem in die hospitaal, sy was uit en nou sy weer terug, het gaan nie goed met haar bors en haar hart nie, dink asseblief aan haar. En dan Rosel, sy is gelukkig nou by die huis dink ek, maar dink asseblief ook net aan haar in julle gebede. Dan vriende, by ons verjaarsdag, kan ons net gou dit doen. Kom sit jy so lank op hierdie groot stoel vir my. Dankie Keiler. Goed, vanmôre verjaar Henry Johnson. Ek sien nie vir Henry nie. En dan Martie Kleinhans. Waar's Martie? Is sy nog hier? Of het sy geloop? Daar's Martie. Baie geluk met jou verjaarsdag Martie. En ook Marie Lennert. Ek sien nie die Lennert hier nie, sy verjaar ook vandag. En dan, van maandag verjaar Tannie Jeanette. Waar is my Tannie met die kort hare? Sy het haar hare so mooi kort gesny, Tannie Jeanette. Baie geluk met Tannie se verjaarsdag. En Jannie Stein. Dinsdag verjaar Piet van Niekerk. Daar sit Piet, baie geluk Piet. Elsa, daai kant. O, daar sit jy, ekskuus jou. Baie geluk Piet, mag dit 'n mooi en geseënde jaar vir jou ook wees. Woensdag, Louis Prinsloo. Hermine Trieter, Tannie Hermine, baie geluk. Mag dit 'n mooi en geseënde jaar wees. Om Simon Welgemoed. Ek sien hom nie vanoggend hier nie. En dan donderdag Vilje Higo. Juret Spies. Vrydag Bart Joubert, waar sit oom Bart? Sit hulle bo. Daar agter. Oom Bart, baie geluk met oom Bart se verjaarsdag. En dan Saterdag Dani Barnard. As hy gaan geld tel. OK, en ook Riet O'Neill. Riet daarbo. Baie geluk Riet. Mooi en geseënde jaar. Goed gemeente, vinnig wat gebeur hierdie week? Jy gaan nou gebruik word, Keiler, wag net. OK vriende, ons het nog by Johan en al jou skutte, Dinsdag aand het ons Bybelstudie by wijk 19B. Mia en Bernard gaan vir ons daarvoor. So asseblief, julle wat in wijk B val, dis op die N1 kant, laat weet asseblief net. Donderdag het ons Bybelstudie in die saal by wijk 21, dis 6:30, nie 7 uur nie. 6:30 die aand, asseblief laat weet net op die hele wijk. Dan Vrydag bid ons weer saam, volgende Sondag het ons weer erediens. Vriende, dan wil ons net gou sê, vanoggend, die van julle wat nou gaan eet, die vrouediens het gevra dat almal van julle asseblief net vir 'n rukkie hier buite rondhang, moenie dadelik in die saal inbeweeg nie, want hulle moet nou nog 'n klomp goed uit die koelkamers uithaal vir die tafels, en as almal dan nou gaan plek inneem, dan gaan hulle bietjie sukkel om verby julle te kom. So die idee is dat ons direk na die kerk gaan begin met die ete, maar bly net so hier langs die kant, en moet asseblief, niemand moet hierdie kant ingaan waar die kantoor is nie, gaan asseblief almal vir ons om, en by die kombuis se kant in, by daai skuifdeure aan daai kant, vir die ete na die tyd. Goed, Keiler, kom staan gou hier by my. OK, ons het 'n
'n paar nuwe intrekkers wat ons wil welkom heet in die gemeente. Ek hoop jy gaan verby hierdie kruis kan sien, ou. Vanaf Edenville vir Jackie Haasbroek. Jackie, is jy hier vanoggend? Daar sit tannie Jackie. Wys gou, daar is sy. So dis vir tannie Jackie, nou moet jy kop hou gou vas. Dan vanaf Kroonstad Suid vir Elsie van 'n Merwe. Waar's Elsie? Ok, nou moet jy mooi kyk. En die Elsie is daar agter. Steek net weer jou hand op Elsie. So daar's een daarso en daar's een daarso. Die tannie met die persrokkie, sien jy? Ok. En dan wil jy eers daai twee gaan doen, maar dit gaan lank vat. Maar dit wag nou eers. Dan vanaf Kroonheuwel Noord, tannie Mossie Hiels. Tannie Mossie? Mossie? Is nie hier nie. En dan gaan jy op boontoe. Daarna die oom en tannie wat daar sit. Steek net op Pieter en Hannetjie. Jy gaan dan vir hulle gee. So jy moet daai tannie en dan gaan jy weer boontoe na jou maale toe. Ons wil vir julle ook baie welkom sê hier by ons in die gemeente. Mag dit vir julle almal 'n ryklike, wonderlike ervaring ook wees in die Here se teenwoordigheid. Goed vriende, dan is dit nou hoe dit gaan werk. Ons gaan die laaste lied saam sing. Die Stille Nag is natuurlik een van ons groot gunstelinge. Dit gaan saam met die trompet en die wat s'daai ding, Bram? Die wat? Euphonium. Ek ken nie musiekinstrumente nie. Ek speel net die voel. Ek speel geen musiekinstrumente nie. Dan gaan, en as ons daar klaar is, baie dankie weer vanoggend vir jou teenwoordigheid hier by ons. Dan gaan ons staande bly vir die uitstuurlied daarna.
ontvang die seën van die Here. Mag die genade van God ons Vader, die liefde van sy Seun Jesus Christus en die kragtige werk van die Heilige Gees by julle elke een wees en bly. Amen. Versprei my lig, gaan leef my lief.